Hallo vriende, en baie welkom by vandag se broodbrokkie. Almal van ons ken daardie gevoel wanneer ons gedagtes in die middel van die nag begin jaag. Jy dink aan dinge wat kan verkeerd loop, of jy herkou aan probleme wat jy dalk nie kan oplos nie. Dit voel soms asof vrees en bekommernis 'n reuse golf is wat bo oor jou breek. Vandag kyk ons na God se praktiese medisyne vir 'n angstige hart. Ons skrifgedeelte kom uit Filippense 4 vers 6 wat soos volg lees: Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Onthou, stres maak dood. Paulus was in 'n tronk in Rome, vasgeketting aan 'n Romeinse wag. Sy toekoms was onseker en hy kon die doodstraf kry. Tog skryf hy vir die mense in Filippi dat hulle oor niks besorg moet wees nie. In die oorspronklike Griekse teks beteken hierdie opdrag eintlik: hou op om aan te hou bekommer. Paulus sê nie ons moet ons probleme ignoreer nie. Hy wys ons op die vrye genade van God. God is 'n liefdevolle Vader wat reeds alles vir ons gegee het in Jesus Christus. Omdat sy genade onverdiend en volmaak is, hoef ons nie oor die toekoms te vrees nie. Angs begin altyd as 'n enkele gedagte. As jy daardie gedagte begin vertroetel, word dit later 'n vreesaanjaende storie of skans in jou kop. Die geheim is om daardie angstige gedagte dadelik te stop. Gryp hom vas voordat hy spoed optel en maak hom gehoorsaam aan Christus. Evalueer hom aan die hand van God se woord. En wat doen jy daarmee? Jy verander daardie bekommernis in gebed. Jy gee dit vir die Here en dank hom by voorbaat dat hy in beheer is en los dit by hom en gaan dan voort met jou daaglikse taak. God het 'n doel vir jou lewe, konsentreer eerder daarop. Dit is hoe geloof in aksie lyk. Hier is 'n skriftuurlike feit om onsself aan te herinner. Bekommernis kan niks aan jou omstandighede verander nie, maar gebed verander jou perspektief. Vir God is niks onmoontlik nie, en die werklikheid bewys dat God getrou is. In Filippense 4 vers 7 staan die belofte: En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. As gevolg van God se vrye genade is jou redding en jou toekoms veilig in sy hande. Jy hoef nie die uitkoms self te manipuleer en te beheer nie. Jy kan rus in sy wysheid, krag en korrekte tydsberekening. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir u ryk en vrye genade wat ons elke dag dra. U weet hoe vinnig ons harte vol angs en bekommernis raak. Vergewe ons dat ons so dikwels dink ons moet self alles beheer. Ons bring vandag elke vrees, elke skans en elke onsekerheid na u toe. Ons kies om ons bekommernisse in gebede te verander. Dankie dat u groter is as ons omstandighede en dat u reeds in die môre is. Vul ons harte nou met u bonatuurlike vrede. Ons vra dit in die naam van die Here Jesus Christus. Amen.